Dit was 'n stil, helder nag. Die maan het so helder geskyn dat Niels Holgersson nie aan die slaap kon raak nie. Hy het gedink aan hoe lank hy nou al van die huis af weg was en hy het uitgewerk dat sedert die begin van sy reis daar al presies 3 weke verbygegaan het. 3 weke. Jy maak dit so lief. Ek het dit baie goed gesien. Ek was so bly dat ek uiteindelik kon slaap en nou maak jy my wakker. Jy sal weer kan slaap, Krummel. As jy my nog 1 keer wakker maak, gaan ek jou los. Goed. Terwyl Niels na die hemel gekyk het en aan sy tuiste gedink het, het hy skielik 'n pragtige gesig gesien. Die volmaan het rond en helder hoog bo die horison geseil. En voor dit het 'n groot voël gevlieg. Niels het onmiddellik besef dat dit net die ooievaar Emmenrich kon wees. Die nag is veel te helder om te slaap. Ek het gedink jy's miskien lus om saam met my te gaan vlieg. Dankie, maar ek moet eers vir Akka vra of ek kan gaan en sy slaap. O? As ons voor sonop terug is, sal sy dit nie eers opmerk nie. Sy sal dit opmerk, sy merk alles op. Jy moet my beloof om aan haar te verduidelik. Ja, goed, ek sal so maak. Klim nou op, anders is die nag verby voordat ons iets beleef het. Mag ek vir Krummel saamneem? Nou goed, as jy dan moet. Krummel, word wakker. Nou het jy my alweer wakker gemaak. Jy? Ja, ek. Is dit nie 'n bietjie laat om te kom kuier nie? Hy het gekom om ons saam te neem op 'n vlug, Krummel. Wat nou? Hierdie tyd van die dag. Jy seker lap, ek het my slaap nodig. Ek's glad nie lus om in die nag rond te vlieg nie. Nou goed, dan gaan ek maar alleen. Totsiens. Wag, ek het daaroor nagedink. Hamsters kan in die dag ook slaap. Waar's ons nou? Ons het oor die see gevlieg na 'n vreemde land. Ek het gehoor die mense noem die land Duitsland. Terwyl ek gaan rus, kan jy 'n bietjie op die strand rondloop. Maar moenie verdwaal nie. Wag eens tog. Kom ons gaan kyk 'n bietjie hier rond. Dis mooi hier. Is. Jy, ek gaan jou vang.
morsel wat daarin weggesteek Het is. gespoeg. Dit maak nie saak nie, ek kan maar aan hom raak. O, jy kan dan dom wees. Dit gaan jou berou. Kom hier. Moenie wegloop nie, Johan. Kom hier. Jy's 'n bakbroek. Verflaks! Wat's dit? Kom help asseblief. Dis 'n ou muntstuk. Dit lyk soos een. As daar een muntstuk is nog meer. Miskien is hier 'n skat. Dit glo ek nie. Iemand het dit miskien nie verloor. Bovendien kan ons in elk geval niks daarmee maak nie. Dis veel te swaar. En is vuil. Dit kan maar hier bly. Sien jy vir jy daardie muntstuk net so daar los? Hoekom nie? Wat moet ek daarmee maak? Dis so swaar ek kan dit nie dra nie. En gister het jy nog gesê as ek net kon geld hê. As ek net geld kon hê en nie so klein was nie en nie hier was nie, dan kon ek kos gekoop het. Ja. Maar ek kon ongelukkig nêrens gesien word nie, of die mense skrik hulle mors dood of hulle jaag my weg. Wat moet ek nou met geld maak? Wat kan ons met geld maak? Maar dit is tog jammer, dink net aan al die wortels wat ons so... Dis die spookuur, laat ons hoop die spooke weet nie ons is hier nie. Draai jou 'n bietjie om. Kyk net wat gebeur dan. Krimmel, sê vir my dat dit nie 'n droom is. Sê onmiddellik dat dit nie waar is nie. Dit is 'n stad. Kom ons gaan kyk. Open die poort vir 'n gas. Open die poort. Kom asseblief binne. Elke gas is baie welkom. Ek dink dit klink baie vriendelik. Ek weet nie. Wat as dit 'n lokval is? Ek is eintlik baie bang, Krimmel. Kom, miskien is daar vir ons iets om te eet. Ja. Maar die bank is jy is vergeet dat het is. Miskien jy. Ek was ons koop dit ja. Ek kan nie. Ja, dankie. Laat my deur. Hartlik welkom. Ek het die mooiste appels wat hier groei spesiaal vir jou gepluk. Hier, neem een. Jy dink tog nie dat so 'n belangrike man jou appel gaan koop nie? Een diamante? Of 'n goue ketting? Of miskien albei?
Maar as dit nie goed genoeg vir hierdie belangrike gas is nie, dan kan ek nog iets beters bring. Ek het dit in my laaitjie. En wat dink u van hierdie leerkussie vir juwele of van hierdie pragtige handgemaakte skoene van die beste, egste leer? Ek het nie geld nie. O ja, nie daarvan nie. Hoe goed is dit? Soos kan ek nog baie mooier goed gaan haal. Sal jy my asseblief verskoon? Dit is die beste stuk wat ek in my winkel het. Suiwer goud, 'n soliede suiwer goud. Kyk net. Dit is net ek wat dit verkoop. Suiwer goud. Maar ek kan die kandelaar nie eens dra nie, dis veel te groot. Wat, u is nie tevrede nie? U is 'n baie moeilike klant. Nou maar goed, dan gaan ek iets mooier haal. Kyk hierso. Wanneer jy besluit om die skoene te koop, gaan ek hierdie mantel verniet. Ek dink regtig dis 'n winskoopie. Wat sê u? U weier so 'n winskoopie? Ja, ek is jammer. Hy het nee gesê. Dis verskriklik. Dis afskuwelik. Ek weet nie wat hy aan ons doen nie. Ek hoop dat jy ten minste appels sal koop. Koop tog asseblief 'n appel. Waarom dink jy pak hy alles op straat krim? Ek begin 'n bietjie bang word. Ek dink dis beter as ons nou loop voordat dit te laat is, Niels. Ja, kom ons kruip weg. Waarom hardloop die jonge hier weg? Kom kyk net hoe lyk hierdie bekers. 'n Kunstenaar het hulle met die hand gemaak van suiwer goud. Ek koop nie. Dit beteken dat ons weer 100 jaar op 'n kans moet wag het nie. Dis nou jammer. Ek kon werklik 'n nuwe paar klompe gebruik het. Ja. So vroeg in die môre al 'n klant, ek is baie Ek moet geëerd. ook baie klein klompies maak om sien my klompe het 'n gat in. O ja, ek kan hulle so klein maak as wat jy wil. My klompe pas altyd. Jy weet my pa het my geleer. Ook sulke Ja, kleintjies. laat dit net aan my oor. Die klompe is klaar. Kyk of hulle pas. Ja. Pas hulle goed, hè? Alles perfek. Hy het hulle gekoop. Gered. Hy wil nie goud hê nie. Ja. Red hier waar ek sê dit is wonderlik. Geld. 'n Kopermuntstuk is genoeg. Dis baie goedkoop. Dankie. Ek was nog altyd die beste en die goedkoopste in die stad. My klante kan nie oor my werk kla nie. Wat verkeerd? Sê my asseblief aan jy soek Niels. Ek soek die goue muntstuk wat die elf vir my gegee het. Ag nee, jy's regtig baie dom. Die muntstuk het verdwyn toe hy jou gedoor het. Nee, ek glo dit nie. Wel, wanneer gaan jy my betaal? Ek kan nie betaal. Ek het dus verniet gewerk. Ek is jammer dat dit so is. Beteken dit miskien jy het nie eens 'n kopermuntstuk vir my nie? Jy bedoel jy het die klompe bestel en jy het nie eens geld nie? Maar ek het tog nie geweet dat ek nie geld het nie. Ons sal sien. Soek dit. Soek dit in jou sakke totdat jy iets kry. Keer jou sak om. Daar moet tog iets wees. In die vou van jou klere, enigiets iewers. Ek kan nie jou klompe vir jou verniet gemaak het nie. Wil jy dit weg? Nee, die ander kant. Ons terug. Ja, dat Daar hardloop hulle.
As ek dit maar net nog gehad het. Ek het al gewoon. Kan jy verstaan hoekom hulle so aanhou om iets aan ons te verkoop? Hulle kan mos sien ons is glad nie ryk nie. Hulle het probeer my stad te bevry, dis al. Dis 'n reus. Ja. Goeiedag. Dit is die stad Veneta. Eens op 'n tyd was dit die mooiste en rykste stad in die wêreld. Daar was geen ander stad in die wêreld wat met die stad vergelyk kon word nie. Elke dag het die skepe die hawe in en uit gevaar, belaai met die kosbaarste rykdomme. Ek het so 'n stad by die huis in 'n sprokiesboek gesien. Maar jy sien, ongelukkig het die inwoners baie hoogmoedig en eersugtig geword. Hulle moes regtig baie ryk gewees het. O ja, hulle het uit goue borde geëet, uit goue bekers gedrink en hulle het goue eetgerei gehad. Ten slotte was alles wat hulle gehad het van goud gewees. Hulle het baie uitspatte gelewe. Hulle het nog net respek gehad vir mense wat nog ryker as hulle was. Hulle het vir hulle kinders diamante as speelgoed gegee. En wanneer hulle op 'n partytjie bymekaar was, het hulle net oor een ding gepraat, oor goud. Hulle het die geld rondgegooi asof dit spoelkloppies was en vir hierdie pronkerigheid is hulle gestraf. 'n Reusagtige stormvloed het die stad getref en die stad het in die see verdwyn. Veneta het van die aardbodem af verdwyn, maar die inwoners mag nie sterf of hulle stad versteur nie. Net een keer in 100 jaar mag die stad uit die see opreis en dan vir 1 uur op die vasteland lê. Maar wanneer die uur verby is en niemand in Veneta gedurende hierdie tyd daarin geslaag het om iets aan 'n lewende wese te verkoop nie, dan verdwyn die stad weer in die see. Nou verstaan ek als. Wanneer iemand iets koop, dan bly die stad staan. Emmenreg het dit geweet, dis hoekom hy ons hierin gebring het. Die ou muntstuk. Dis 'n baie ou geroeste muntstuk. Luister, Krimmel, al wat ons moet doen is, ons moet die muntstuk kry wat ons weggegooi het. Ek weet net nie meer waar hy is nie en ek glo hy het in die water gerol en weggespoel. Ek het jou mos gesê. Ek het gesê, bewaar die muntstuk, maar jy wou nie luister nie. Ja, ek weet. Ek help julle soek. Kom, so gaan dit vinniger. Hou vas. Ekskuus tog. Nou moet julle loop. Kom jy nie saam nie? Nee, ek kan nie. Ons mag die stad nie verlaat nie. Maak gou asseblief. Ek sal daar soek. Ek dink dit was daar. Dit moet hier iewers wees. Ek wonder of dit 'n goeie idee is. Hey, wag 'n bietjie. Dis hoe nat. Dit was hier.
maar die stad Veneta het verdwyn. Waarom? Ek verstaan nie. Alles verkeerd. Nooit doen ek iets goeds nie. Waarom het ek nie die minste geperre nie? Ek kon die stad bevry. Dit sou baie maklik gewees het in 100 jaar net een. Ek dink as jy voor sonop weer by die gase wil wees, word dit nou tyd om te vlieg, Niels. Klim op. Emily, wat weet jy van die stad Veneta? Het jy 'n stad gesien? Dan jy seker geslaap en gedroom. Maar Niels het nie gedroom nie. En dit het Emmenrich goed geweet. Hy wou Niels net troos. Emmenrich het die storie van Veneta al jare lank geken. Die raaf Pataki het dit vir hom vertel. Hy was hartseer dat Niels nie die stad kon red nie, maar dit wou hy nie te kenne gee nie. In die suidwestelike hoek van Smaland lê die distrik Zonnebo. Akke van Kebnekaise het besluit om daar naby die grens van Holland met haar groep te oornag. Dit was 'n baie verlate omgewing. Hulle het nêrens 'n huis gesien nie. Maar toe hulle die omgewing 'n bietjie verken het, het hulle gou ontdek dat dit glad nie so eensaam was as wat hulle gedink het nie, want in die eensaamheid van Zonnebo het die hoofkraai Windeile en sy roofgierige bende hulle streke uitgehaal. Maar volgende keer vertel ons julle meer hiervan.